Goeiemôre. Jy luister na die reeks Jesus is die vraag. 'n Boek geskoei op die Engelse weergawe Jesus is the question van Martin Copenhaver. Vanoggend se tema is: in wie twyfel ons? Ons praat vanmôre verder oor Jesus se vraag in Matteus 14 vers 22 tot 33. Die disippels het pas in opdrag van Jesus oor die see van Galilea begin vaar na die oorkant toe, terwyl Jesus self gaan bid het. Maar die nag het lank geraak, en uiteindelik het hulle by die 4de nagwaak uitgekom, wat beteken dat hulle tussen 3 uur en 6 uur die oggend nog steeds besig was om te roei. 'n Mens kan aanvaar dat hulle moeg en uitgeput was. Die vertelling oor Jesus vooraf en hierna is belangrike sleutels om ook hierdie vertelling te verstaan. Wat stelselmatig bekend gemaak word, is Jesus se identiteit. Tot nou toe, op grond van Johannes die Doper se bekendmaking van Jesus se algemene optrede, die bergrede, Jesus se genesings en wonderwerke, asook die vermeerdering van die brood, is daar nou al genoeg rede vir die disippels om te glo dat Jesus ten minste 'n profeet moet wees soos Moses of Elisa. Maar wanneer Jesus op die water loop van die see van Galilea, doen Jesus wat alleen aan God toegeskryf word in die Ou Testament. Lees Job 9 vers 8, Psalm 77 vers 20, Jesaja 43 vers 16, Habakuk 3 vers 15. Jesus loop op die see. Luister ook fyn na Jesus se woorde. Dit is ek. Wat herinner aan hoe God homself bekend maak aan Moses by die brandende bos. Waarmee Matteus in hierdie groot geheel besig is om vir ons onderrig te gee in Christologie, wie Jesus is, en tegelyk ook oor geloof, wat van ons as disippels gevra word. Kom ons lees saam uit Matteus 14, vers 27 tot 33. Maar Jesus het dadelik vir hulle gesê, hou moed, dit is ek, moenie langer bang wees nie. Petrus het hom geantwoord, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. Hy het gesê, kom. Petrus het van die boot afgeklim en op die water geloop en na Jesus begin gaan. Maar toe hy sien hoe sterk die wind was, het hy bang geword. Toe hy begin sink, skreeu hy, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Toe hulle in die boot klim en die wind gaan lê, teen die boot het voor hom neergeval en gesê, waarlik, U is die Seun van God. Petrus se aanvanklike versoek is vir my fascinerend en tegelyk indrukwekkend. Sou jy dieselfde begeerte gehad het om ook op die water te loop saam met Jesus? Wat sou Petrus se motivering wees? My eerste gedagte gaan miskien oneerbiedig na die heel eerste moontlikheid, naamlik dat hy soos 'n kindjie wat iets nuuts beleef, onmiddellik en spontaan uitroep, ek wil ook. Of sou Petrus so bly wees om Jesus te sien, dat hy te midde van die storm nie die veiligheid van die boot vertrou nie, maar by Jesus self wil wees tydens die storm, wel wetend dat sy veiligheid en sekuriteit by Jesus self lê. Sou Petrus tekenend wees van die geloofsgemeenskap, van ons almal, wat te midde van die storms van die lewe oorwinnend wil leef. Want vrees word nie alleen oorkom wanneer 'n mens kan uithou of wegkruip te midde van jou vrese nie, maar oorwinnend in Jesus en in God se krag oor ons vrese gaan staan. Wat ook al die antwoord, dis insiggewend dat Petrus nie twyfel terwyl hy na Jesus gekyk het nie. Hy het immers op die water begin loop. Hy het begin twyfel toe sy oë van Jesus af verskuif, na hoe sterk die wind was. Toe sy oë op die golwe en onstuimige waters val, toe het hy begin twyfel. Hy kon nie in Jesus begin twyfel het, of in God se vermoë nie. Ek bedoel, dit was nie Jesus wat gesink het nie. Hy het in homself begin twyfel. Hy het spontaan geweet, toe hy sy fokus na die wind en die golwe verskuif, dis nie iets wat ek kan doen nie. En daar het hy begin sink.
Sy geloof het klein geword. Sy fokus het verskuif. Geloof, sien ons dadelik hier, is nie iets wat staties is nie. Dis dinamies. Want Jesus se vermaaning herinner ons dat geloof nie 'n sekere kapasiteit in ons het en dis wat ons het nie, byna soos 'n band wat teen 'n sekere druk gevul is nie. Ons geloof kan groei en kan krimp. Ons geloof kan op die regte plek gerig wees, maar ons fokus kan ook verskuif. Jesus neem hom aan die hand. En ek neem aan waar hy so in die water wegsink, dat hy in Jesus se oë inkyk, in die gesig van Jesus. En dit herinner hom, ek is veilig by die een wat op die water loop. Dit bring hom terug na die plek van veiligheid, wanneer Jesus hom terugsit in die boot. Maar elke ander disipel wat in die boot is, op hulle knie neerval en Jesus aanbid. In hierdie wêreld het ons geloof nodig, wat ons deur die storms kan dra. Ons oë gefestig op Jesus en die goeie Vader wat hom gestuur het. Ons oë is gerig op die een aan wie alle mag behoort, in die hemel en op die aarde. Samevattend hier neem Matteus ons na 'n beslissende moment op die reis van wie Jesus werklik is. Beslissende momente in ons eie geloofslewe. Jesus is die Seun van God. En ons val voor hom neer in aanbidding. Wie Jesus so ken, en wie se oë op hom gerig bly, het geen rede om te twyfel nie, maar alle rede om te glo. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons bid dat U te midde van die storms van die lewe, ons deur die Gees sal help om ons oë op U gefestig te hou. Help ons in ons eie geloofslewens, in ons gesinslewens, waarmee ons ook al mag worstel, om so op U te vertrou. Here, wil U hand opnuut uitstrek en ons uit die sinkende waters uit optrek na U toe. Ons bid ook dat U ons kerk so sal help. Dat ons as kerk ons oë op U sal rig, om U te vertrou. Vandag, môre en die toekoms wat vir ons voorlê. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.